Okay, so kom ons kyk na leidend en bedrywend. So juffrou het vir my hierdie geleer en ek het dit ook vir my klas geleer en sy het dit ook vir haar klasse geleer. En sy was 'n baie goeie Afrikaanse juffrou. En ek vind hierdie is nogals 'n maklike manier om leidend en bedrywend toe te pas, om hierdie 6 sinne neer te skryf. Hierdie, Jan skop die bal, en dan as jy hom van bedrywend na leidend toe vat, die bal word deur Jan geskop, en so ook met verlede tyd, en so ook met die toekomende, die future tense. So kom ons gaan kyk nou, hoe breek ons dit af? Hoe breek ons dit nou in kleiner maniertjies? Okay, so teenwoordige tyd, present tense, it's happening now, Jan skop die bal, Jan is kicking the ball. Okay, so just like with Stompie, the subject is kicking the object. The verb, the doing thing, is skop. Okay, so we know it's going to change to die bal word deur Jan geskop, but let's do it actively. Okay, so let's first identify the verbs. So, the verb would be skop, skop. Subject is Jan. En die object is die bal. Nou, ons weet nou, as ons dit nou gaan verander, kom ons vat 'n ander kleur, swart. As ons dit nou gaan verander, gaan ons die object en die subject moet omruil, so dit gaan die bal word, ons moet met leidend word deur, wie skop dit? Jan. En dan gaan die werkwoord, gaan dan aan die einde, en hy kry 'n ge by. Ge plus die verb. Hierdie twee ruil om, die werkwoord gaan aan die einde, en hy kry 'n ge plus. Die bal word deur Jan geskop. That's it. Kom ons maak 'n bietjie confetti. Okay. So mens kan dit met enige sin probeer. Kom ons vee hom uit, kom ons doen nog 'n voorbeeldjie. Hierdie is net onthou hierdie sin en hoe sy leidende vorm ook lyk. Dan skryf jy hierdie 6 sinne neer, sommer voor ergens op die vraestel, sodat wanneer jy kom by die leidende bedrywend vraag, dan kan jy hierdie gebruik om dit soos met wiskunde uit te redeneer. Okay, let's use die kat eet vis. Ons gaan hom sommer so. Oeps. Die kat eet vis. Ons gebruik die kat eet vis. Ek het katte. So ons gaan dit gebruik. Okay. So ons weet, subject is die kat, die object is die vis. Wat is die verb wat hy doen? Hier is die verb. Verb, doing ding. So gaan onderstreep ook sommer julle werkwoorde, your verbs. So that you know which one is going to go at the end of the sentence plus ge. And you know, word deur. So these ones need to switch positions. You need to add word deur and ge verb. So we need to start with die vis. Word deur. What is doing the eating? Die kat. Where's my verb going to go? At the end, plus ge. Have I spelled geëet correctly? No, I have to add the doikie. That's right. Let's give another. What do we go? Let's do bubble. Okay. So now we can go back
toe verlede tyd, past tense. Jan het die bal geskop. Okay, so kom ons gaan onderstreep nou sommer die werkwoorde, sommer heel eerste. Nou hier wat julle moet onthou, ek love pink. Ek dit nie wat julle moet onthou nie, maar in 'n geval, hierdie is op die werkwoord wat gaan verander en hierdie geskop. So hy is al klaar op die einde. Hy is reg daar, maar daai het gaan verander. Ons gaan hom moet verander na is. Hierso het ons ook ons subject en hier het ons object wat ons gaan moet omruil. En ons gaan moet is en hy kry 'n deur. Gaan nou net gaan ek my deur dalk en dan kry 'n deur. Okay. So kom ons gaan probeer omdat hy moet so lyk die bal is deur Jan geskop. Kom ons gaan probeer hom. Okay. Ons weet nou, hierdie is nou bedrywend, as ons hom nou gaan leidend na toe vat, kom ons onderstreep ons werkwoorde, werkwoord, hy's klaar, gewib, so hy is reg, daai het moet verander na is, en ons moet is deur, en ons moet ons object, en ons subject omruil. Okay, so dan gaan ons begin met die bal. Is deur. So is nie 'n woord nie, dis 'n is. Ooh, wat gaan aan met my deur? Is deur wie? Deur Jan. Gewib. Onthou, skop is nie gewib nie, is skop. Woo! Okay, so kom ons gaan by ons volgende enetjie, toekomstige tyd, future tense. Ons doen nou weer presies dieselfde, wat ons werkwoorde gaan identifiseer, sal, skop. Okay, so daai sal gaan 'n bietjie verander. As ons kyk, die bal sal deur Jan geskop word. So hy kry nog steeds word deur en die werkwoord kry 'n verb. Okay. So kom ons gaan skryf hom hier neer. Weer hierdie twee gaan moet omruil. Sal. Hy kry 'n sal deur. En ons ding, ons werkwoord hierso moet 'n gebruik kry. Plus en word aan die einde van ons sinnetjie. Punt. Okay, so kom ons skryf dit sommer eers in 'n ander kleur. Ons gebruik hierdie enetjie blou. Okay, so ons begin met die bal. Die bal. Sal. Deur. Wie skop die bal? Who's kicking it? Jan. Verb plus ge. Word at the end. At the end of the sentence. Bring him down. Woo! That was a difficult one. Let's get... We're going to do mic drop. Okay, so this is very important. I would say NB. Nooit belangrik. You probably heard that in your Afrikaans class before. Write down these sentences. Jan skop die bal, of verander hy na leidend, die bal word deur Jan geskop. Verlede tyd, Jan het die bal geskop, die bal is deur Jan geskop. Toekomstige tyd, Jan sal die bal skop, die bal sal deur Jan geskop word. These 6 sentences, just write them down quickly at the beginning somewhere on your test or whatever, so that when you get to leidend en bedrywend, you can just quickly go back to it, see the little formula that is applied and apply it to your specific question. Okay, bye.